is Kylie en in vandag se video bespreek ons 'n bietjie wilde aannames wat mense het oor tuiskoolleerders. Ek was 'n tuiskoolleerder en ek het van graad 7 tot en met 12 skool gedoen deur 'n tuiskoolinstansie en voor dit was ek in graad R tot en met graad 7 in 'n gewone laerskool. So ek dink hierdie aannames is nogal interessant, hoor, en ons gaan 'n lekker tyd hê. Die eerste aanname wat mense altyd het, is dat ons is almal wat tuiskoolleerders is hierdie vreemde eksotiese diere wat net uit die veld uit kruip en super vreemde goed eet. Ons is normale mense. Almal dink ons het nie sosiale vaardighede nie, dat ons socially awkward is en dat ons net glad nie weet om te sosialiseer nie. Maar dit is nie altyd die geval nie. Baie tuiskoolleerders is wel introverte, maar dit beteken nie almal is nie. Ek ken baie tuiskoolleerders, ouer en jonger as ek, wat wel baie goed gesosialiseer het, reg deur hulle skoolloopbaan en selfs nou ook. En ek persoonlik ervaar nie dit dat ek geen sosiale vaardighede het nie. Ek is wel 'n bietjie vreemd, maar daar's geen manier om my vreemdheid te koppel aan tuiskool nie. Dit was nog altyd daar. So dit is baie onregverdig om te dink dat alle tuiskoolleerders geen sosiale vaardighede het nie. Alhoewel dit wel gebeur, dit is moontlik dat hy geïsoleerd kan voel. Dit is nie die geval vir almal nie. So, moet ons asseblief nie almal oor dieselfde kam skeer nie. Die volgende aanname het my regtig verbaas en dit was dat hulle glo daar is 'n gaping in ons opvoeding. Ek beloof jou, ek het baie geleer in matriek, ek het baie geleer reg deur my hele hoërskoolloopbaan en dit was beslis nie maklik geweest nie. Ek het onderwysers gehad, ons het dit ook, en aanlyn klasse wat ek by moes woon. My onderwysers was fantasties en hulle het ons altyd gehelp om te presteer en beter te doen. En my werk was presies dieselfde werk wat behandel was in gewone skole. Daar's nie een of ander vreemde werk gewees wat ons gedoen het nie. Maar daar's baie tuiskoolinstansies wat dieselfde kurrikulum volg as wat gewone skole volg. So jy hoef regtig nie bekommerd te wees dat daar 'n gaping in ons opvoeding is nie. Dit is nie waar nie. Ek het dieselfde vakke geskryf wat ander kinders geskryf het in matriek en ek het dieselfde werk behandel en dieselfde werk geleer. Daar kan wel soms seker maar dit kan moeiliker wees as jy nie onderwysers het nie, maar daar's baie instansies wat onderwysers aanbied en ek het persoonlik baie goed by die weg gekom met al my onderwysers. So ek dink nie is regverdig om te sê daar's 'n gaping in almal se opvoeding nie. Nog 'n aanname wat mense altyd het, is dat tuiskoolleerders nie buitemuurse aktiwiteite kan doen nie. Dis vir my ongelooflik vreemd, want my tuiskoolinstansie het kultuurkompetisies gebied, hulle het baie veel kultuur gedoen, en ek het baie ander leerders geken wat baie betrokke was met buitemuurse aktiwiteite. Hulle het verskeie goed gedoen, hulle het skaak gespeel, hulle het deelgeneem aan jagkompetisies, daar was kinders wat karate gedoen het, daar was selfs leerders wat aan dansklasse deelgeneem het, daar was perdry, daar was al hierdie verskillende buitemuurse aktiwiteite. So net omdat jou kind tuiskool of omdat jy tuiskool of omdat jy oorweeg om tuiskool beteken nie dat jy noodwendig die buitemuurse aktiwiteite heeltemal hoef af te sny nie. Dit is heeltemal moontlik om nog steeds buitemuurse aktiwiteite te doen. Dit vat net 'n bietjie meer moeite. 'n Aanname, en dis die laaste aanname wat mense het, is dat tuiskoolleerders kan gaan slaap wanneer hulle wil en hulle kan opstaan wanneer hulle wil. Hulle kan tot 2 uur, 3 uur in die middag nog in die bed wees. Dis nie waar nie. Ons het dieselfde hoeveelheid werkslading. Ons het nog steeds skoolwerk wat gedoen moet word. En daar's nog steeds toetse waarvoor ons moet leer. So nee, jy kan nie tegnies gesproke tot 3 uur, 4 uur in die bed bly nie, tensy jy tot laat in die aand jou skoolwerk doen en jou aanlyn klas is. Maar niemand gaan jou stop om jou skoolwerk in jou bed te doen nie. En jy kan dalk in jou pyjamas sit en jou skoolwerk doen. Alhoewel ek dit nog nooit gedoen het nie, omdat ek nie kan konsentreer nie. As jy dit wil doen, niemand gaan jou keer nie. Solank die werk gedoen word, maak dit nie saak waar jy dit doen nie. En ja, wat ek het om te deel met julle vandag oor wilde tuiskool aannames. As julle nog enige video's
oor tuiskool spesifiek wil hê dalk 'n bietjie wenke wat ek vir julle kan gee of deel. As iemand wat tuiskool gedoen het vir 'n groot gedeelte van haar lewe, dan sal ek graag dit vir julle deel. En ja, baie dankie dat julle na die video gekyk het. Ek hoop julle het 'n bietjie, ek weet nie, meer positief begin dink oor tuiskool. So ja, tot volgende keer.